In die grondslagfase speel geïntegreerde onderrig 'n belangrike rol in ontwikkeling van leerders se denkvaardighede, kreatiwiteit en probleemoplossingsvermoë. Die STEM-benadering wat wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, kuns en wiskunde kombineer, met 'n doeltreffende raamwerk om leer sinvol, konkreet en ervaringsgerig aan te bied. Die kwartaal 3 tema van die graad 1 kurrikulum, plante en sade, te gebruik, kan hierdie leerareas op 'n natuurlike wyse geïntegreer word in die klaskamer. STEM is 'n onderrigbenadering wat fokus om verskillende leerareas op 'n kreatiewe, praktiese manier te verbind. Dit moedig leerders aan om te dink soos wetenskaplikes, ingenieurs en kunstenaars, deur self dinge te ontwerp, waar te neem, vrae te vra en oplossings te soek. Anders as die tradisionele instruktivistiese onderrig, waar die onderwyser die primêre kennisverskaffer is, plaas STEM die leerder sentraal en word die kinders hierdeur aktiewe deelnemers van hulle eie leerproses. Volgens Vygotsky leer kinders die beste sosiale konteks deur interaksie en STEM skep sulke ryk leergeleenthede. Hierdie siening word versterk deur die sosio-kulturele benadering wat die belangrikheid beklemtoon van samewerking en kulturele betrokkenheid. Die tema plante en sade sluit aan met die toepassing van STEM. Dit bied geleentheid vir wetenskap, ondersoek, tegnologiese hulpmiddels, ontwerpdenke, kreatiewe uitdrukking en wiskundige vaardighede. Die STEM-metode word op elke komponent geïntegreer met die tema plante en sade as volg. In die komponent wetenskap ondersoek leerders wat plante nodig het om te groei en ondersoek dele van 'n plant. Leerders gaan ondersoek wat plante nodig het om te groei: son, lig, water, grond, paaie. Leerders gaan as ook die dele van 'n plant ondersoek met behulp van 'n vergrootglas. Leerders gaan kyk na die blaar, blom, stingel en die wortel, wat hier uitgelê is. In wetenskap gaan leerders ook 'n boontjie in watte in 'n glasbottel plant. In tegnologie gaan leerders gebruik maak van die vergrootglas om die dele van 'n plant te ondersoek, as ook die boontjie wat hulle in wetenskap geplant het in watte, dop te hou en te ondersoek. In tegnologie gaan leerders ook beplan hoe hulle kweekhuis en ingenieurswese gaan bou. Leerders maak ook gebruik van 'n digitale kamera om hulle plantegroei van hulle boontjie te dokumenteer. In die vakgebied ingenieurswese gaan leerders 'n eenvoudige struktuur van 'n kweekhuis bou. Hier is 'n voorbeeld wat op die tematafel is vir leerders van 'n klein kweekhuis wat leerders dan ook in die vakgebied ingenieurswese self gaan bou. In die vakgebied kuns gaan leerders hulle plante wat hulle gaan ondersoek, wat grootse vordering, wat ook dan gaan integreer met wiskunde, op hulle plantgroeikaart aanteken. Hier is die plantegroei werkkaart, wat in wiskunde gebruik gaan word om 'n plantegroei te meet. In kuns se vakgebied gaan leerders dan ook op die werkkaart aanteken, 'n prenteken van hoe hulle plant boontjie ontwikkel en groei. Daar's dag 3, 6, 9 en 12. Verder in die vakgebied kuns gaan leerders dan ook skepende kuns maak met sade. Waar leerders 'n vel papier ontvang en dan met behulp van saadmateriaal en sade hulle eie saadkuns te ontwerp.
In die vakgebied wiskunde gaan leerders sade wat op die tematafel is, organiseer en sorteer volgens grootte. Op die tematafel is daar sade wat leerders gaan sorteer volgens klein, medium en groot. Leerders kan gebruik maak van hierdie werkkaart wat genomineer is, waarop die sade wat hulle sorteer het, volgens klein, medium en groot. Hierop kan aandui met behulp van 'n koutjie of 'n marker. Die papier is genomineer en dit kan weer uitgevee word. Leerders kan ook hierdie sade nie net volgens grootte nie, maar ook leer, sorteer en organiseer. Die STEAM-benadering ondersteun interdissiplinêre leer, aangesien dit kennis en vaardighede uit verskillende dissiplines, soos wetenskap, kuns en ingenieurswese, op 'n geïntegreerde wyse verbind. Wanneer leerders aan aktiwiteite werk, waarin grense vervaag tussen vakke, deur een projek navorsing te doen, ontwerp, bereken en reflekteer, word daar beweeg na die transdissiplinêre benadering, waar die leerder en konteks sentraal staan. In die STEAM-benadering is daar ook 'n element van 'n multidissiplinêre benadering, waar vakke soos Engels, wiskunde en sosiale wetenskappe elkeen 'n bydrae lewer tot dieselfde tema, maar steeds herkenbaar is as afsonderlike dissiplines. STEAM verteenwoordig ook 'n integrale benadering, waar kognitiewe, kreatiewe, sosiale en emosionele ontwikkeling saamvloei binne een betekenisvolle benadering. Verskeie onderrigstrategieë ondersteun suksesvolle STEAM-onderrig, onder andere navorsingsgebaseerde leer, kennisondersoek, sade en in oorsprong self, deur dit te ontdek in vrugte. Samewerkende leerbenadering kan ook toegepas word deur leerders wat in groepe werk aan take soos plakate of hulle versorging van hulle boontjieplant wat hulle in watte geplant het. Speelgebaseerde leer met behulp van klei. Leerders kan as ook die lewensiklus van 'n boontjie met behulp van klei uitbeeld. Nog 'n oulike speelgebaseerde aktiwiteit wat leerders kan doen, is om die lewensiklus van die boontjie met behulp van kaartjies uit te pak, stapsgewys, volgens die stappe 1 tot 5. Met behulp van hulle kaartjies, wat hulle dan kan uitpak in die korrekte volgorde. Speelgebaseerde leer kan ook plaasvind deur die leerders wat saadkuns maak met behulp van sade, en ander kunswerke wat leerders kan doen met behulp van sade en enige plantmateriaal. Probleemoplossingsvaardighede kan ook beoefen word deur leerders wat vrae vra, soos hoe kan ons plante laat groei sonder sonlig? Leerders leer om buite die boks te dink. Multisensoriese leer vind plaas deur verskillende plante sade aan te raak, te ruik en te sien hoe die plant groei. Tegnologie integrasie vind plaas deur leerders wat gebruik maak van digitale hulpmiddels, soos om 'n kamera te gebruik om 'n boontjie se groeiproses af te neem en video's te kyk van hoe plante groei. Volgens D.N. Meyer is as ervaringsgerigte leer noodsaaklik in die grondslagfase en STEAM maak dit moontlik. Hierdie fokus
op die leerder se ervaring sluit ook aan by die logiese sisteem benadering, soos deur Bron van Brenner, wat beklemtoon dat leer beïnvloed word deur verskeie faktore, soos huisomgewing, gesin, gemeenskap en kultuur. STEAM kan versterk word deur opvoedkundige benaderings soos tematiese leer, die hele klaskamer wat funksioneer rondom die tema plante en sade. Reggio Emilia, wat leerders sy eie vrae en idees vorm die basis van leer, wat aan leerders eienaarskap gee. Die konstruktivistiese benadering, waar kennis opgebou word deur aktiewe deelname en nie passiewe ontvangs nie. Projekgebaseerde leer, 'n projek soos Ek en my boontjie, oor 2 weke, skep konneksie en samehang. Konkrete toepassing van die STEAM-metode op die tema plante en sade. Die konkrete toepassing van STEAM op die tema in wetenskap. Leerders ondersoek die dele van 'n plant met 'n vergrootglas en ondersoek wat plante nodig het om te lewe. Op ons bord, ons tematafel, wetenskapstafel, word daar aangebring foto's van wat plante nodig het om te lewe. Prente van son, lig, water, grond en bye. Leerders gaan ook in wetenskap 'n boontjie in wat 'n plant. In die vakgebied tegnologie maak leerders gebruik van 'n vergrootglas om na sade en plante op die tematafel te kyk. Ingenieurswese. Leerders by 'n maklike struktuur van 'n kweekhuis op ons tematafel wat vroeër gewys is. In die vakgebied kuns maak leerders saadkuns en leerders kan ook teken hoe die plante groei vorder op hulle wiskunde wat hulle by hulle meting gaan aandui. In die vakgebied wiskunde gaan leerders meet hoe hulle plant groei en vorder en teken dit aan op hulle groeikaart. Leerders sorteer ook sade volgens grootte as ook kleur. Hierdeur leer leerders nie net oor plante en sade nie, maar ook wiskundige, taal en kunsvaardighede, as ook tegnologie en ingenieurswese. Alles binne 'n samehangende leerervaring wat interdissiplinêr en transdissiplinêr van aard is. Ander vakke soos Engels en sosiale wetenskap word ook geïntegreer. Engels word geïntegreer deur stories, soos Jack and the Beanstalk wat gelees word, en spraakvaardighede word ontwikkel, waar leerders hulle plant voorstel in die klas en in eenvoudige Engels met die klas gesels. In die vakgebied sosiale wetenskap gesels leerders en onderwyser oor hoe mense plante gebruik vir kos, skaduwee en dekor. Daar word ook bespreek oor verskillende beroepe soos boere, tuiniers en bloemiste. En onderliggend word leerders se omgewingsbewustheid versterk deur gebruik te maak van herwinbare materiale soos om die kweekhuis wat op ons tematafel is en wat leerders in ingenieurswese se vakgebied gaan maak. Leerders kan ook leer oor herwinbare projekte of die skep van 'n skooltuin. STEAM help om leer lewendig, relevant en ervaringsgedrewe te maak en lê die grondslag vir lewenslange leer.